Goeiemôre my vriend. Ek is Andries Nordee. Ek wil graag met jou gesels vandag oor 'n getuienis wat die Here in my lewe gedoen het toe ek nog 'n jong seun was. Baie keer gebeur dinge in 'n mens se lewe wat jy nie verstaan nie en jy het nie vrae of jy het nie antwoorde op die vrae wat jy het nie. Net in kort, ek gaan probeer om dit so kort as moontlik te maak. Toe ek het op 'n plaas groot geword. Ek is een van 7 kinders en my pa doodverongeluk in 1986. Toe was ek omtrent 14 jaar oud gewees. Maar ek wil julle graag vertel van die gebeurtenis, van die ongeluk. En by dit wil ek sê, ons verstaan nie. Meeste van die kere verstaan ons nie hoe die Here werk nie. En ek het geleer met die jare, ons moet liewer nie probeer verstaan nie. Want God se manier van dinge doen en ons manier is nie dieselfde nie. My pa hy was nog jonk, hy was maar 46 jaar oud. En my klein boetie was 4 jaar oud. En dit was maar 'n lelike ding gewees. Die kort en die lank daarvan is, ons het gery, dit het gereën. Dit was die eerste trip wat ons gevat het met die kar. My pa het altyd, ons het maar 'n kombi gehad, altyd 'n kombi, omdat ons so baie kinders was. En toe het hy nou besluit, hy gaan vir my ma 'n kar koop. En ons het altyd vir hom gesê, maar hoekom koop pa nie vir ons 'n Mercedes nie? En dan sê hy, nee, hy wil nie. Hy wil nie mense moet vir hom kyk as hy ry nie. Nou daai jare was dit nou, kyk, as jy nou 'n Mercedes gery het, dan was jy nou, soos ek sê, een van die la-di-da mense, sal ek sê. Ja, vandag se kinders sal dit nou nie verstaan nie, maar ja, ek dink mense wat my ouderdom is, julle sal verstaan waarvan ek praat. Nou toe het hy die Mercedes opgekoop, ek weet nie presies waar nie, en hy het die kar laat oordoen, oorsprei en heeltemal splinternuut maak, en die kar was regtig waar pragtig geweest. En toe ry ons nou met die kar van Hoopstad af Pretoria toe. Dis omtrent so wat 400-500 kilos, 450. Ons was op pad na my oom hulle toe, waar ons sou die volgende dag na iemand se troue toe gaan, op 'n Vrydag. En ek was baie opgewonde. My pa is nie 'n man wat jou sommer uit die skool uit gehaal het nie, en hy het my toegelaat om nou, toe ek 'n geleentheid gekry van Bloemfontein af, met sommer 'n rasselbakkie wat ek saam mee gery het, welkom toe, en hulle het my toe daar opgelaai, en ons het van daar af het ons deurgery Pretoria toe. En dit was toe die kar, dus kyk, jy weet mos nou, as 'n kar nou oorgedoen is en so aan, dan is daar maar partykeer 'n bietjie probleme. En die alternator van die kar het nie gelaai nie. So met ander woorde, en dit was 'n outomatiese kar, en toe het ons toe nou 'n bietjie probleme opgetel langs die pad. Ek onthou toe nou by Parys, van Parys af, dan ry jy Vereniging, Meyerton, Alberton, dan gaan jy Pretoria toe, en toe het ons nou so gery, en hy het toe nou daar iemand ontmoet by 'n petrolstasie, en
toe gereël met die man, asseblief, jy weet, laat ons hulle battery net leen, en dan ruil ons die batterye, en hulle ry met ons battery tot by Meyerton, want hulle was op pad in dieselfde rigting, maar hulle het toe by Meyerton afgedraai, en ons het toe nou tot daar gery, en toe ruil ons die batterye terug, laat ons weer dan krag het, en laat ons probeer om dan nou by Pretoria by ons bestemming uit te kom. Toe het, wat eintlik gebeur het, toe het ons nou gery, my pa het redelik vinnig gery, omdat ons nou, wat hy's bang die battery word pap, want hy laai nie, en dis mos nou outomaties, so jy kan nie, as die outomaties nou so doodgaan, of wat ook al dan nie, jy kan nie aan die brand stoot, of iets nie, of hy kan nie loop sonder krag nie, van die battery af nie, en toe het ons uit redelik vinnig gery, ek skat so 180, 160 daar rond, en dit was op die, hoe sê hulle daar by die Benskoeman, daai tyd, was op die N1 gewees, daar by Waterkloof, waar die pad so blinde hoogtetjie maak, het daar ek weet nie of julle weet, hoe lyk daai verkeer op 'n Vrydag aand nie, dis nag, daar was ontsettend baie verkeer, en selfs daai jare, 1986 gewees, en toe het gereën, liggies gereën, en my pa het nie gesien dat, was vir my baie en aardig, en ek was seker maar, ek dink was by 'n off-ramp, waar die karre nou almal in die linkerkantste baan was, om nou af te gaan van die highway af, en daar was nie karre regtig in die regterkantste baan nie, die vinnigste baan nie, op die highway nie, en daai jare was dit nog net 2 bane, ek weet nie hoeveel bane is dit nou nie, maar in elk geval, daar het 'n tipper trok in die pad gestaan, en op die regterkantste baan, en ons het baie vinnig gery, en my pa het nie gesien die trok staan stil nie, my ma het geslaap, en my klein boetie het ook geslaap, my sussie het ook geslaap, ek was die enigste een wat wakker was, buiten, weet, ek en my pa, en ja, ek het my pa geken as hy, baie keer as hy gery het of iets, en jy probeer hom waarsku vir iets, dan sal hy nou byvoorbeeld, as jy sê, pa, pas op daai kar, of pas op dit, dan kyk hy weg van die pad af, en dan maak hy dit erger, dan sê hy, wat bedoel jy, weet, en toe dog ek, wel, ek gaan niks sê nie, ek sien die trok staan stil, maar ek sê niks nie, want ek dog toe, ek bid en hoop net dat hy nou sien die trok staan stil, ja, toe hy sien die trok staan stil, het hy nou, hulle het die merke op die pad, was omtrent so 60, 65 meter lank, hulle het met opmetings en goed na die ongeluk, het hulle vir ons gesê dat hulle vermoed ons het die tipper trok getref teen 'n spoed van 120, so die impak was 120 km/h gewees. So is 'n geweldige impak gewees. Stuurwiel het my pa omgebuig, so half, weet, na die dashboard se kant toe, en my ma is by die vooruit halflyf uit gewees, haar arm het op een of ander manier in die cabiel beland, en sy het haar arm gebreek, al 2 pype. My sussie het 2 rugwervels bo mekaar gebreek. My pa het sy been wat hy die brik mee getrap het, op 4 plekke gebreek. Sy enkel, en dan sy knie, en sy heup, binne in sy heup het hy ook gebreek. En daar was nog 'n plek somewhere, ek weet nou nie presies, ek praat nou maar gehoor sê, want ek was baie ernstig gewees,
Ek het links agter gesit. En die Mercedes was nog hierdie ou 350 SE's gewees. Ek daai jare was hy nou nie oud nie, maar ja, dis daai breë Mercedes gewees. En my kop het toe in die agterkant van die voorste sitplek het my kop se vorm binne in daai sitplek ingegaan. My kop het die sitplek geslaan. Soveel so dat ek 'n skedelbreuk opgedoen het. Ek kan vir julle wys hierso. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. Dis nou bietjie dat ek net 'n lig aansit hier. Dan kan julle sien hierso. Ek weet nie of julle die letsel kan sien nie. Die skedelbreuk was van hier af tot hier bo het my skedel gebreek. En ek het in my regter oog, ek weet nie of julle kan sien, julle sal sien die een oog hang heel wat laer as die ander een. En dit het veroorsaak dat, kyk, my skedel het gebreek en dit het veroorsaak dat dis ook hoekom ek bril dra vandag. En dis hoekom die een oog so hang. Julle sal sien die een oog is nie lekker nie. Maar ek kan sien met hom. Dankie Jesus vir dit. Ek het so 35 steke in my regter oog gehad. Ek was in 'n koma gewees. Dat my in die ICU was gewees, ek was bewusteloos gewees. Ek was eintlik nou maar in 'n koma gewees en hulle het my pa het blykbaar eers die volgende dag omtrent 12:00 die dag. Dis die aand so 9:30 gebeur. Volgende dag so 12:00, 1:00 dink ek daar rond het hy beswyk. Hy is baie swaar dood. Hy het basies wat gebeur het is sy bors het die stuurwiel geslaan en toe het sy ribbes gebreek en dit het blykbaar in sy longe ingesteek en hy het inwendig basies om dit so te stel verdrink in sy bloed. Ek weet nie presies hoe dit gebeur het nie, maar ja, hy was blykbaar potblou in sy gesig, soos my familie vir my vertel het, toe hy nou gesterf het. Ja, ek was in 'n koma gewees. Hulle sê my hart het omtrent, ek wat 180, 220 kere per minuut geklop vir omtrent die eerste, weet nie, 24 uur daar rond. Die storie wat ek wil kom is, mens verstaan nie hierdie dinge nie. Hoekom Here, hoekom het dit gebeur? Hoekom? In elk geval, ek is toe nou wakker geword, dit was omtrent 'n week later. En baie die mekaar. En die eerste woorde was, toe ek wakker word is, wat het gebeur, waar's my ma, en die matrone of die suster wat nou by my was toe ek wakker word, toe sê sy nou vir my, dit is Woensdag oggend of Woensdagmiddag, ek kan nou nie meer presies onthou, dis baie jare terug. Kyk, in die ICU weet jy mos nie is 'n dag of nag nie. Die ligte is mos permanent aan. Ja, ek was baie lelik vermink. Ek het overall omtrent 195 haarontsteke in my gesig gehad. Hierdie kant was niks. Die velle was weg. Jy kon my tande van die kant af sien. Daar was 'n groot sny hier. Ek was so vermink toe my een broer, my oudste broer wat so 9 jaar oud is, ek is, kom om my te kom besoek in die ICU,
het hy in die saal aangekom, hy het my agterna vertel, dat toe hy nou instap, en hy vra die patrone of die suster daar, hy soek vir Andries nou die, en sy sê ja, dit is die regte saal, jy is op die regte plek, en hy sê toe vir my, hy stap toe nou, ons was 2 mense wat daar gelê het in die ICU, in daai saal, en die ou wat langs my gelê het, was in 'n suurstoftank gewees. En ja, ek het natuurlik nou net masker opgehad vir suurstof en so aan. En maar ek was so vermink gewees. My broer sê hy stap toe na die suurstoftank toe. En hy kyk na my bed toe, en hy kyk die ouetjie in die suurstoftank, en hy stap terug na die suster toe. Hy sê vir haar, nee, luister, hier's 'n fout, my broer lê nie hier nie. Toe sê sy vir hom, luister, hy lê hier. Jy moet maar net kyk op die naamplaatjies om hulle arms, dan sal jy weet wat die in jou broer is. Dis maar net om vir julle 'n verduideliking te gee hoe ek gelyk het. Hy kon my nie herken nie. Ek was heeltemal vermink in my gesig. Ja, dit was 'n vreeslike tyd gewees. En ek het nooit besef dat 'n mens so swak kan wees nie. Ek was so swak, ek kon nie eers my kop oplig nie. En op die 14-jarige ouderdom, ek meen, ja, maar ek wil vir julle vertel wat gebeur het. In die tyd wat ek in die koma was, ek is nie seker presies wanneer dit gebeur het nie. Maar ek het gesterf. Daar was 'n tyd wat ek gesterf het, wat ek uit my liggaam uit was. En vir baie jare nie daaroor gepraat nie, en weet, ek het baie sielkundige probleme gehad na jare, en ja, as ek maar net geweet het wat wag vir my, maar gelukkig het ek dit nie geweet nie. Dit was maar baie challenging gewees daarna. Maar wat ek vir julle wil vertel is, toe ek nou gesterf het, toe het Jesus op die voeteneind van my bed kom staan. En nou, my familie het vir my 'n troetelnaam. Hulle noem my bynaam is Mannie. Nou, ek is eintlik Andries, maar almal noem my Mannie, jy weet, my naaste familie. En Jesus kom staan daar, en hy sê vir my, "Hi Mannie, ek het jou kom haal." En ek kyk en ek sien en ek weet net dat ek weet dit is Jesus, dis hy. Ek het nie na sy gesig gekyk nie, maar hy skyn, dis net heiligheid en eerlikheid. Hy het my met sy hand, in my hand gevat, en hy sê toe vir my, "Oké, kom." En ek sit toe op in die bed, en ek staan op, en ek hou sy hand vas, en ons beweeg na die voeteneind van die bed toe, en voor ons uitgaan, toe sê hy vir my, "Kyk gou om, ek wil gou vir jou, ek wil net hê jy moet gou omkyk." En ek kyk om na die bed toe, en ek het nie geweet ek is dood nie. Toe ek omkyk, toe sien ek die dokters, en ek sien die verpleegsters, en hulle gaan te kere, en ek sien die hartmasjien staan doodstil, en ek probeer toe hulle aandag aflei, en vir hulle sê, hoorie, los
Los los my uit. Ek is reg. Ek is 100%. Ek is baie beter as ooit tevore. En toe besef ek maar ek is dood. Ek is dood. En ja, was altyd my begeerte en maar net ek geweet wat ek begeer. Daar's 'n prys wat jy betaal. Baie keer die Here sê ons moet besop wat ons vra. En ja, dit was net vir my, ek wou vreeslik graag die hemel sien en ek wou weet die ander kant sien. En ons het vinnig beweeg. Baie mense sê dit voel soos 'n tonnel, maar dit is nie regtig 'n tonnel nie, is maar net jy beweeg teen, ja, ek kan nie daai spoed beskryf nie. Ek wil net vir julle sê daar is nie so spoed op hierdie wêreld nie. Dis baie vinniger as die vinnigste spoed wat daar ooit bestaan op hierdie wêreld. Maar jy's nie bang nie. Niks, glad nie. En wat vir my die wonderlikste was, as ek en Jesus met mekaar gepraat het ons nie ons lippe gebruik nie. Die oomblik as ek iets dink, in daai selfde oomblik het Jesus dit ontvang, presies identies soos wat ek het gedink het. Kyk, hier op aarde verstaan 'n mens altyd iemand, jy verduidelik vir iemand iets, maar hy verstaan nie regtig wat jy bedoel nie, of dis toe ek besef, maar jy kan nie, in die hiernamaals kan jy nie lieg nie, dis onmoontlik, want die oomblik as jy iets dink, dan is dit oop, almal sien dit, almal weet dit, om jou. Jou gedagtes is heeltemal deursigtig, en daar's niks wat jy kan wegsteek. En toe het Jesus my op 'n plek gebring, as ek afkyk kon ek my hospitaalbed sien, en my liggaam, waar hy lê, my vermikte liggaam, en as ek opkyk, kon ek die poorte van die hemel sien met die groot aartsengels langs dit. En Jesus het daar gekom op daai plek, en toe het hy my, albei my hande gevat, en hy het my in die oë gekyk, en hy sê vir my, ek wil hê jy moet 'n besluit neem. Wil jy nou saam met my kom, of wil jy teruggaan en die woord van God gaan deel? En in my hart het ek geweet, ek wou vreeslik graag saam met hom gaan. Maar in my hart het ek geweet dat hy wil hê ek moet teruggaan. Hy wil hê ek moet, my werk is nog nie klaar nie. En ek sê toe vir hom, Jesus, nie my wil nie, maar U wil, ek sal teruggaan. En ja, Jesus het my teruggevat, tot by my liggaam, en toe ek daar kom, dit was net verskriklik. Toe begin ek huil, en ek huil, ek sê, liewe Jesus, asseblief, ek kan nie terugklim in daai liggaam nie, ek kan nie, ek is vermink. En ek draai om en ek kyk vir hom. Toe ek vir hom kyk, toe loop daar trane oor sy wange. My vriend, ek wil vir jou sê, as jy deur 'n moeilike tyd gaan vandag, Jesus staan by jou. Elke traan wat jy stort hy saam met jou.
Hy weet presies hoe jy voel. Jesus sê toe vir my, hy het klaar jou besluit gemaak, jy sal alright wees. En ek is by jou, soos wat ek nou by jou is, so is ek by jou, jy sal my net nie kan sien nie. En, toe sê ek, Jesus sê net vir my, net een vraag, wanneer gaan jy ons kom haal? Toe sê Jesus vir my, dis nie ver nie. Is nie lank nie. Nou, ek wil vir julle vandag moed gee. Al gaan dit hoe swaar, al loop alles skeef, al lyk dit vir jou of jou wêreld heeltemal die appelkar het omgeval, alles is teen mekaar. Hardloop na Jesus toe. Hy is by jou. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur. So is eintlik beter om die Heilige Gees te hê, want Jesus, toe hy op aarde was hy nou maar net een persoon, en hy kon nou maar net op een plek wees op 'n slag. Nou is hy oralste, hy is alomteenwoordig. Die Heilige Gees is by ons almal, om ons te leer en te lei in alle waarheid. En ek wil net vir jou sê, menigste kere daarna het ek gevoel, ja, hoekom het ek nie maar net hemel toe gegaan nie? Dan sê die Here vir my, nee, ek het nog werk vir jou. Daar's nog baie wat jy moet doen. So ek wil vir jou vandag sê, dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy na my luister. God het 'n roeping op jou lewe. En hy's nog nie klaar nie. En Jesus sê, kom na my toe, soek my. Roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uithoor. En hy sê ook, 'n geknakte riet sal ek nie verbreek nie. En 'n dowwe lampet sal ek ook nie uitblus nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil net gou kyk hier, dit staan, dit staan in Matteus 12 vers 20. So julle kan gerus dit gaan lees. En dit is die woorde wat Jesus aan sy disippels vertel het toe hulle by die laaste avondmaal. En toe hulle het baie bevrees geraak en beangs geraak. Toe hy vir hulle vertel, maar hy gaan nou weg, hy gaan nou gekruisig word. En hulle het baie verward gevoel. Jy moet onthou, hulle het almal hulle ambagte opgelê. Ek meen, Matteus was 'n tax collector, hy het belasting ingevorder. En ja, so daar's baie dinge in jou lewe wat nie sin maak nie. Maar dis hoekom Jesus sê, ons kan hom nie dien sonder geloof nie. En wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En geloof sonder werke is nie geloof nie. Geloof is 'n vaste vertroue dat jy weet, Jesus is met jou. En hy sal jou nie los nie. Nooit nie. En hy het jou uitverkies toe jy nog in jou moeder se skoot was. Hy het jou by jou naam geroep. Hy het gesê, ek het jou fyn verweef toe jy nog in jou moeder se skoot was. Ek het jou by jou naam geroep. Kom na my toe, jy is myne. So ek wil vandag vir jou sê,
Jesus het jou geroep. Daar's 'n doel vir jou. En jy moet hom soek. Praat met hom. Lees sy woord, leer sy woord, bedink sy woord. Ek sal volgende keer aangaan met die getuienis. Ek glo julle het vandag iets ontvang en asseblief los kommentaar onder. Julle is meer as welkom om my te kontak. Ek sal my e-mail onderaan los dat julle my kan kontak en julle wil hê ek moet vir julle gebed doen of in verbinding tree of kennis maak, julle is meer as welkom. Die Here seën u en 'n lekker dag verder. Tot volgende keer. Amen.